Dan sê goeiemôre. Elkeen van julle baie hartlik welkom. Dis 'n roudiens, maar ek dink ook 'n stukkie viering en vreugde. As ons nou ook terugkyk bietjie oor Costa se lewe, dit wat hy beteken het en vir almal in die lewe gedoen het. Elkeen van ons het herinneringe, maar mag die Here dan self hier wees om ook vir julle te troos. Bietjie vir jou kinders, familie, vriende. Dis wat ons saam kom doen. Ek weet die Here het al 'n pad mee julle gestap, maar mag hy ook vandag uit sy woord sommer net vir julle rustigheid en vrede gee. Kom ons, ek wil daarom net ook vir die wat op die uitsending kyk, sê baie welkom. Mag julle ook saam met ons die Here se teenwoordigheid beleef daar waar julle is. Kom ons gee geleentheid om so terug te kyk. Die PowerPoint foto's, dit wat ons onthou ook van Costa. I can't believe that I'm here, having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes, I can't hear the sound as angels gather around, saying this is where you belong. Welcome home. There are the days that my heart aches, wishing you were here. But I know where you are, the hurt and the pain disappear. There's no more tears. I can hear the sound as angels gather around, saying this is where you belong. Welcome home.
If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Ek se sondag, ek weet, ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek, en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies ten rede en verstand, maar ek is uit oorleg. Ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom, en
Eendag as die tyd vir my sou kom, dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die ene weer, net die ene weer. Eeuwigheid van hoop en wie hy is. So hou die hemel op vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sou kom, dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die Here weer. Eendag as die tyd vir my sou kom, dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal by die diepste donker plekke waar ek bring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vure is my skuld, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy of 10,000 hier langs my. By die hoogste, alles veilig in die hand, buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant.
vir wat op my gerig gesê. Ek sal nie bang wees nie, vir wat op my gerig gesê. Ek sal nie bang wees nie. Dankie, wat 'n reis. Kom ek gee geleentheid vir huldeblyke, as ek dit reg het, Wynand en Cornie. Julle moet maar besluit wie's eerste en wie praat. Welkom hier voorhoor. Goeiemôre almal. Die eerste huldeblyk is van Andrei van Graan af. Costa was 'n cheetah wat lekker die bil by die horings kon vat. Die woorde onmoontlik en kan nie was deel van sy woordeskat nie. As daar 'n manier was, het Costa dit uit weggevind. Costa is 'n inspirasie vir mediges. Vir my eie seun is my woorde altyd: kyk wat het oom Costa bereik deur harde werk en sy geloof. Die voetspore wat hulle moet volg. Familie was vir Costa baie belangrik. Ons moes familie is die woord wat ek die meeste gehoor het van hom. Hy het nooit teruggestaan om 'n hulpende hand te gee nie. Sodra die lewe begin donker word, was daar altyd Costa vir ons. Deur oopgemaak het om die lig in te laat. Was net altyd asof Costa weet het wanneer om in te tree. Ons is altyd dankbaar wees vir al die moeite wat Costa gedoen het om die familie as 'n eenheid te hou. Costa is ons held wat van die pad vir ons vorentoe oopgemaak het en ons op die regte pad gehou het. Dit is van Andrei van Graan en sy familie. En dan die is van wie kiele af? Van oop ouma Letty en oom Piet hulle. Vandag is die dag wat ons wens nie waar is nie. 'n Dag wat ons met min woorde ongelooflike hartseer en trane aan jou moet groet. Dit was nie ons keuse nie, maar Jesus wil om jou te kom haal. Costa, ons gaan altyd onthou as hierdie wonderlike seun, pa, man vir ons. Die kinders en Wiekie, jy was altyd daar vir almal. Niks was ooit te veel vir jou nie. Ons gaan jou onthou vir al die besondere tye wat ons as familie, vriende, gesin saam spandeer het. Lekker braais, kamp, visvang, geleenthede. Dit was altyd spesiaal. Costaatjie, daar is soveel wat ons in ons harte vir altyd sal koester. My kind, ons gaan jou alle rus. Jy is nou vry van pyn. Jy sit nou by die voete van Jesus. Ons is nie vaarwel nie. Sleg toesien tot die sweer ontmoet. Ons sal jou altyd lief hê en onthou. Rus sag, my kind. En hierdie is from Ian in Bardien. We are all going to miss his prize and his soft heart and generosity towards everyone. He had a way of making people feel welcome. God bless. En dan net van my familie af. Costa was in my oë vandag 'n legende. Costa was daai persoon wat sy familie, vriende, sy kollegas wat saam met hom werk, altyd eerste geplaas het. Costa het altyd
aangebied en hy het nooit teruggevra nie. So daarom sê ek, en ek bring dit op na Costa, hy is 'n legende. Alhoewel sy avontuur hier gestop het, glo ek daar's nuwe avontuur wat vir hom voorlê. So ek dank jou, Costa, vir die goeie tyd wat jy vir ons hier gehad het en dat jy 'n besonderse plek in almal se hart gebring het. Dankie. Goeiemôre almal. Ek vra vir Jaco om by te staan. En verskoon maar as dit 'n rukkie gaan vat. Okay. Geliefdes, vriende, familie, collega's van constant, outgoing, steadfast, tolerant, affectionate, Karkoutis. Die laaste paar weke was 'n baie slegte tyd vir ons almal, terwyl ons elke dag gewag het vir die update om te hoor hoe dit met ons Costa gaan. Hy was inderdaad ons almal se Costa. Ek weet wel dat Costa baie trots op ons almal sou gewees het, veral die wat mekaar so wonderlik bygestaan het en saam verenig het in gebed gedurende die laaste tye. Dit bewys net dat daar 'n stukkie Costa in elkeen van julle is. Daai bonatuurlike instink om te gee vir 'n ander mens. Dit is Costa. So ja, as ons vir iets positiefs soek in hierdie hartseer tyd, is dit verseker die hernuwe omgee en liefde vir mekaar, wat ons nou weer eens opnuut besef het in hierdie tyd. Terwyl ons voorbeeld van ons af begin verdwyn het. Daai is die Costa in elkeen van ons, wat jy verder kan koester, verder kan ontwikkel, en ek kan julle verseker dat dit alles vir Costa sal beteken. Niks was vir Costa meer belangrik as die mense naby aan hom nie. So kom ons leer en ons hou ons geliefdes naby aan ons, soos wat Costa dit gedoen het. As jy vandag my woorde kan hoor, is daar 'n stukkie Costa aan jou. En tussen ons is daar so baie wonderlike herinneringe en stories wat ons kan deel. So kom ons hou aan om dit te deel. Kom ons hou aan om dit te geniet. Costa sou hê ons moet gelukkig wees in hierdie tyd. Ek dink aan Costa se glimlag en sy lag. Dit was iets unieks van hom. Ek onthou selfs hoe hy my kon aansteek met 'n lag, deur baie keer vir homself te lag.
So wat ek probeer sê is, moenie sleg voel om te lag nie, in hierdie tyd nie. Lag, want Costa is nog hier. Hy kan ons hoor. Ek wil julle terugvat na sy jong dae toe. Ek wil julle terugvat na sy jong dae om net weer eens uit te wys oor wie en Costa was. Daar is natuurlik baie voorbeelde, maar die volgende stukkie in my is typies Costa van toe en tot op sy laaste dag. As 'n jong man, so plus minus 20 jaar oud, koop hy vir hom 'n Volkswagen Kombi. Ja, een van daai broodkombies. En hy sit 2 eislike luidsprekers in daai Kombi se kattebak. Ek meen, jy moet jouself afvra, hoekom sal 'n jong man van daai ouderdom vir hom 'n Kombi koop? Daai dae was dit tog die Opel Superbos of 'n Golf GTI wat die kop hulle draai het. Verseker nie 'n broodkombi nie. Want Costa wou altyd almal naby hom hê, genoeg plek maak vir almal. Entertain, soos wat die Engelsman sou sê. Dit is wat vir hom alles was. As hy net vir iemand anders iets kon doen, was dit Costa op sy beste. Ons almal weet dat vir my en jou kan iets lekker wees. Maar as Costa dit gemaak het, was dit uit die bose uit. So Costa, ons sê dankie. Jy was meer as net 'n vriend, 'n geliefde, 'n kollega. Jy het altyd jou beste gevat en het so 'n tikkie garlic bygesit, olyfolie, suurlemoensap en het alles uitgedeel. Jy is 'n ware legende tussen ons. Rus en vrede. My eerste liefde, my grootste held, my raadgewer, my vriend en my veilige hawe. Papa, jy het my so baie dinge geleer, van liefde en nederigheid, getrouheid, om hard te werk en die lys gaan aan. Maar jy het ons nooit geleer hoe om aan te gaan, nou dat jy nie meer hier is nie. Papa, ek wens ek kon nog net een keer 'n oproep na jou toe maak, vir jou vir raad vra, hoe ek 'n situasie moet hanteer by die werk, of jou laat weet hoe laat ons by die huis sal wees. Papa, ek wens ek kon nog net een laaste keer in jou groot sterk arms gewees het, nog een keer op jou skoot gesit het, saam met jou golden oldies geluister het, en saam met jou gelag het op die kampvuur, en nog 'n whisky saam met jou gedrink het. Ons mis jou lappigheid en jou disco-ligte en die oggendbederfies met koffie waarmee ons wakker gemaak het as ons kom kuier het. Ek het dit so gehad as jy Six Gun by alles wou gooi. Maar nou wil ek dit net op alles eet want dit herinner my aan jou.
Dad, ek wou regtig graag jou langs my gehad het die dag as ek getrou het. Ek wil vir jou eendag my kinders gewys het en graag gesien het hoe jy dit geniet om oupa te wees. Want ek dink jy sou baie goeie werk daar gedoen het. Soos met alles anders. Maar ek sal altyd vertel hoe my pappa was, sodat al ken mense jou nie, hulle sal weet. Dankie Dad vir al jou opofferings en harde werk om ons te kry waar ons vandag is. Dankie dat jy saam met my drome gedroom het en selfs baie opgeoffer het om hulle waar te maak. En dankie dat jy altyd daar was vir my, dat jy nooit ver was nie. Dankie dat jy so lief was vir ons is baie trots op jou en die mens wat jy was en nie net vir ons nie, vir almal om jou. As ek vir enige pa sou vra, sou dit nog steeds jy wees. Ek hoop jy braai lekker vir die engele daarbo. Ek weet jy gaan 'n fees hê want jy verdien dit. Ek sal nooit op 'n lief wees vir jou nie en ek sal jou nooit vergeet nie want jy bly my pa. Rustig. Môre almal. Ek weet verseker as dit nie COVID was nie, sou hierdie kerk nie genoeg plek gewees het vir Kosta nie. So vandag wil ek met dankbaarheid in my hart kom en sê, dankie Here, dat jy vir my vir 22 jaar geseën het met die wonderlikste man en pa vir my kinders. 'n Ware voorbeeld vir hoe 'n Christen moet lewe. En 'n inspirasie vir ons baie mense. Vir soveel mense van die werk. 'n Inspiration vir al. Dankie dat jy hom vir ons geleen het en dat ons hom kon lief hê. Dankie Here. My lief, ons kom sê nie vandag baie nie. Ons vier jou lewe want ons weet jy het die beste uit ons uitgebring. Alles voel nog so onwerklik. Alles het so vinnig gebeur. Ons kon nie ordentlik mooi sien nie. My gentle giant, met die grootste hart. Daai taxi was nie net vir sy hart nie. Dit was vir almal. Want hy het altyd plek gemaak vir almal in sy hart. En hy was so lief vir sy ou mense. En die ou mense was mal oor hom. Tot die tannie in die kantien. Sy het hom ook geken. Elke liewe ou tannie. Jou familie was jou rots. En jou trots. En jy was ons steunpilaar. Dankie dat jy altyd op die regte pad gehou het. En ons geleer het om altyd die positiewe in alles te sien. Dankie my lief vir jou liefde en omgee en respek. Dat jy altyd so mooi na ons gekyk het. Elke dag se lunchbox wat jy vir ons gebou het en dan los jy die vuil kombuis vir die kinders. En dan jy altyd so lekker gekry. En dan bel jy vir my en dan sê jy vir my, kyk moet daar 'n boodskap op die groep. Hy mou nou weer oor die kombuis. Jou plekkie is leeg hier langs my. My lief, wat gaan ons doen sonder jou? My beste maatjie. Ek gaan jou stywe drukkies mis en net jou geselsies. En sommer net jou hele mens wees. Ek gaan jou verskriklik mis. Rustig my lief. By Jesus se voete. Tot ons mekaar weer sien. Baie, baie lief vir jou. Ek en die kinders. Jou liefie.
lied. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, yeah. So good. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here God, ja, ons kan eintlik saam sing en sing oor u goedheid en u getrouheid en ja, in die moeilike tye was u altyd by ons en ook in hierdie tyd, Heer, weet ons, u is hier, u is by ons. En tog, Here, voel dit so alleen. En u ken ons hart, Heer, ons het vanmôre, het ek nou weer geluister. Nou besef ek hoeveel Costa beteken het vir sy vrou, vir sy gesin, vir vriende, vir mense naby aan hom, vir werksmense. Here, ons kan nie anders as om terug te kyk en baie, baie dankie te sê nie. U het iemand vir ons gegee wat besonders was. En Here, en nou is dit skielik nie meer so nie. En dis hartseer, Heer, want dis net soos 'n gat in ons lewens wat daar is en mens wonder hoe gaan ons dit weer volmaak? Want een soos hy sal daar nie weer wees nie. En Here, daarmee wil ons na u toe kom, na u woord toe kom en enigstens vra maar is daar nog sin in die dinge wat gebeur? En bid ek dat u ook uit die woord tog vir ons sal troos gee vanmôre, want alleen u kan dit doen. En u kan dit doen deur die Gees, want u is God. En u het oorwin. En daarom vra ons dit in u naam. Amen. Vicky, familie, vriende, sjoe. Ek dink die slegste van wat gebeur het, en dit vind ek met hierdie COVID, is dat hy by niemand verbygaan nie. Hy vra nie wie jy is nie, hy vra nie wat is jou betekenis nie, hy vra nie wat is jou toekoms nog nie. Hy vra nie eers glo jy of glo jy nie. Hy kom en dan vat hy en dis vreeslik en dan gebeur dit so vinnig. Ek het dit nou 'n paar keer ook beleef, ook in ons eie familie. En dan is dit so finaal, mens kan dit nie glo nie. En tog het dit gebeur. En ja, hoe gaan mens nou met die pad aan vorentoe? Die Here sal seën, die Here sal help, maar ek wil na die boek Prediker toe gaan, wat miskien 'n vreeslike vreemde boek is, want ek weet nie of ons hom regtig baie lees nie, maar Prediker was ook vreemd vir sy tyd gewees. Ons weet nie regtig wie was dit nie. Meeste sê maar dit was koning Salomo gewees op grond van hoofstuk 1 vers 1, waar daar staan dis die woorde van die Prediker, seun van Dawid, koning in Jerusalem. So dalk is dit Salomo, maar hy worstel met die sin van die lewe en hy worstel nogal op 'n vreemde manier en tog as ek deur van die stukke gaan wat hy geskryf het, dan dink ek, wie dis die waarheid en dis die dinge wat ons nie altyd so wil aanvaar nie. Maar net so goue draad wat deur sy hele boek loop, is hierdie ding van alles kom tot niks, sê die Prediker, alles kom tot niks. Nou dit klink vreeslik negatief, hy sê dit 16 keer deur sy hele boek, maar hy wil eintlik sê, weet jy, 'n mens kan jou met baie dinge in die lewe besig hou, en hy noem 'n klomp dinge, hier in hoofstuk 2 noem hy baie dinge wat ek dink vandag nog relevant is, ek wil nie daarby kom nie, maar hy sê, maar as hy nou mooi kyk, dan wonder hy of al hierdie dinge waarmee ons besig is, regtig sinvol is, nee, want baie van die goed, ja, eintlik kom alles tot niks. Hy sê, baie van hierdie goed, dis 'n gejaag na wind, 7 keer, deur sy hele boek. Maar, ek wil so 'n bietjie stil staan by sy siening oor die lewe. En ek wil hê julle moet net hierdie paar minute saam met my volg. As Prediker na die lewe kyk, om hom, en hy sien al die dinge wat om hom gebeur, dan sê hy, elke dag bring vir my pyn. Elke dag bring vir my pyn. Nou wil hy sê, Prediker, joh, maar jy is 'n negatiewe ou. Hy sê,
Wag so bietjie. Ek wil eintlik vir julle sê, die lewe is hard, die lewe is moeilik, dinge gebeur, en dis nie maklik nie, dis nie maklik om sommer net mens te wees, en elke dag te leef nie, en dan sê ons prediker, ja, ek dink jy is reg, maar nou wil ek kom by hierdie hoofstuk 3, en hoofstuk 3, en ek gaan dit vir ons lees, is eintlik 'n gedig, wat hy dig, en hy sit sulke teenstellings so teenoor mekaar, en hy sê, kom, kyk nou saam, hoe lyk die lewe, né? Hierdie lewe het goeie dinge wat gebeur, maar daar's bitter slegte dinge wat gebeur, en jy moet die lewe vat soos hy na jou toe kom. Dis wat prediker sê. Sê partykeer wil mense ontvlug, partykeer wil jy jou besig hou met ander klomp dinge, besop dat dit nie net 'n gejaag na wind is nie. Hoor bietjie wat sê hy. Hy sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. Daar's 'n tyd om te plant en daar's 'n tyd om plante uit te trek. Dis waar. Daar's 'n tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. Daar's 'n tyd om af te breek en daar's 'n tyd om te bou. Daar's 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. Daar's 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Ekskuus, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. Daar's 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. Daar's 'n tyd om lief te hê, daar's 'n tyd om te haat. Daar's 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kan 'n mens hiervan sê? Nou, wat wil hy sê? Hy sê, as ek na die lewe kyk, dan sien ek, daar gebeur dinge. Jy kan eintlik maak wat jy wil. Jy moet weet, dis soos die lewe is. Daar's 'n tyd wat dinge met jou gebeur. Hoor nou maar, daar's 'n tyd wat 'n baba gebore word, en daar's blydskap, en daar's 'n tyd vir dood, né? Dis hartseer. Daar's 'n tyd vir elke ding in die lewe. En alles kan met ander woorde nie net goed gaan nie. Dis wat hy wil sê. En mense wil sê, jene, is dit regtig waar? Selfs vir gelowiges, en ek wil die stukkie lees in hoofstuk 9, hoor net, een en dieselfde lot tref almal, die regverdige en die goddelose, die goeie en die onreine, die een wat offer, die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie mens gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit met die een gaan wat 'n eed af lê, so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê. Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. En ons wil sê, ja, maar dis waar, nee, of jy gelowige is of nie, dis die lewe. Hy wil sê, hierdie lewe is vas. Daar's dinge wat gebeur. Daar's goeie goed, daar's slegte goed. Ek en jy is deel daarvan. Jy weet, dit laat my baie keer dink aan 'n marmotjie wat so in sy wielietjie hardloop, né? Van hamster, wat noem mense goedjies? Jy kan maak wat jy wil, jy sal hardloop. Dis die lewe. En ek wil dit noem, want ons dink baie keer, nê, ek is gelowige, ek ken die Here, en natuurlik, en ons wil graag hê die goeie goed moet gebeur. En hier is die harde les, want kyk, prediker is hard. Hy's hard op die lewe en hy sê ding soos hy is. En mense kom maklik en hulle sê, toe maar, die dinge gebeur met 'n doel, né? Toe maar, jy sal later verstaan. Toe maar, dit was die streepie wat getrek is. En prediker sê eintlik al vir die mense van sy tyd, hoorie, dis nie soos dit is nie. Want agter hierdie harde werklikheid van die lewe, sê hy, dis wat God vir die mens gee. Toe die Here laat dit toe, die Here sê, dis is hoe die lewe is. En ons kan nou gaan wonder, nou maar Here, hoekom? Maar hy sê, dis die lewe. Daar's 'n tyd, wat julle gaan saam kuier, saam gaan braai, saam gaan vrolik wees, saam gaan vis vang, saam gaan geniet, maar daar's ook 'n tyd wat dit nie meer so sal wees nie.
Dis die lewe. Nou genigtig. Is dit nou 'n boodskap vir vanmôre? Hoor wat sê hy. God het elke ding volgens 'n bepaalde tyd bepaal. Tog kan 'n mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. En toe ek dit lees, toe besef ek, wow, dis 'n boodskap vir ons tyd. God kan die werk, 'n mens kan die werk van God nie begryp nie. Ek sien hierdie dinge om my, sê prediker. Ek sien daar's goed, ek sien daar's sleg. Ek sien hierdie wiel van die lewe, en dit is wat God vir ons bestem het op aarde. Dit sal so wees, maar ek sal God nie verstaan. Kan sy manier van werk sal ek nie verstaan nie. En sjoe, want mense wil verstaan. Ek weet, ons vra, ons worstel, en ons sê, Here, hoekom nou? Hoekom so vinnig? Hoekom my pa? Hoekom my man? En wie julle, dis nie net julle nie, ek dink, omtrent die mense met wie ek te doen gehad het, worstel met die Here, nê, in hierdie tyd. Want dit gebeur so vinnig, dit is so onverwags. Ons kan vir maar stories vertel oor hoe hierdie COVID mense vat. En wat dit doen, en hoe mense bid en vra, en dan vra ons vir genesing, en ons vra, en party mense word so wonderlik gesond, en dan draai jy net so om. En dan vra jy die vraag, hoekom Here? En dan moet jy nie vinnige antwoorde gee nie, dis wat hy sê. Want jy kan die werk van God nie verstaan. Ons sal nie verstaan nie. Beteken nie, ek kan nie met die Here worstel nie. Julle mag, natuurlik, ek ook. Ek het regtig in die laaste tyd geworstel met die Here oor gebed. Here, maar ons bid, en U sê bid, en die woord sê, vra en vir jou sal gegee word, né? En dan bid ons, en dan vra ons, en dan werk dit anders uit. Dan wonder ek, moet ek nog bid? En ja, ek sal bid, natuurlik sal ek Here by vra, want hy is nog die God van wonders, dit is so, maar hy is die God wat ook gesê het, hoorie, hierdie lewe is soos dit is. Daar's hartseer, daar's vreugde, daar's tye wat jy gaan wonderlik geniet, daar's tye waar jy gaan swaar kry. Dis die lewe. Moenie my werke probeer verstaan nie. Wow. Dis hoekom die prediker sê, jy gaan partykeer besig wees met goed, en jy dink dit is sinvol, besop, dit kom partykeer tot niks. Dis nie negatief oor die lewe nie. Dis 'n harde feit oor die harde lewe. Nou Here, wat dan nou? As U sê, ek kan U manier van werk, moenie eens probeer verstaan, en die prediker sê dit, dan sê God, maar ek kan vir jou sê wie ek is, en dis die Bybel. Al kan ek God se manier van werk nie verstaan nie, en ek verstaan nie eers die kruis op Golgotha heeltemal nie. Maar dis wie God is, en hy sê maar, kyk tog verby hierdie harde lewe, en dan kyk jy na 'n kruis op Golgotha, en dan verstaan jy tog iets van wie ek is, en verstaan iets van my hart, want op Golgotha as hy sy kind gee, om die lewe vir ons anders te maak, dan is dit liefde, dan is dit liefde wat praat. Here, maar ek verstaan nie U liefde nie. Ek verstaan nie U liefde nie. As hy my liefhet, hoekom dit, hoekom dat? My liefde sien jy op Golgotha, waar ek my kind gee om vir jou te sterf. Hoekom? Om vir julle die lewe te bring. Ja, hierdie lewe is hard, maar daar's 'n lewe hierna, en dit sien prediker al. Hy sê 'n mens kan die werk van God nie verstaan nie. Ons het nie begrip van die tyd nie, maar God het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. God het vir ons die lewe kom gee. Johannes 3:16 is so 'n bekende vers. So lief het God ons gehad dat hy sy enigste kind gegee het, sy seun, sodat ek en jy die lewe kan hê. Hoekom? Want hy ons lief het. Here, ek sou U liefde anders wou beleef.
kan ons nie so 'n bietjie omruil nie, ek sal Costa hier wou gehad het, en tog sê God, nee wag, ek het my seun gegee, vir 'n ander lewe, vir 'n lewe saam met hom, vir 'n lewe na die dood, vir 'n lewe in vreugde, wat ek nie nou kan sê presies hoe is dit nie, maar ek weet, dis by hom, daar's 'n ander vreugde, dis 'n lewe wat ek en jy nie kan verstaan en nou sien nie, maar ons kan God sien, God wat 'n pad oor Golgotha geloop het, ook vir Costa en vir julle. Moenie sy werke probeer verstaan nie, maar verstaan hom, as hy sê, ek het jou lief, ek is lief vir jou. Wat beteken dit? Wat beteken dit, Here? Dis 'n kind op Golgotha, dis waar, maar dit beteken ook, dat hy alleen aan 'n kruis was, sodat ek en jy nooit sonder God sal wees nie. Ook in die moeilike tyd. Weet jy? En dis ook iets wat uitkom uit Prediker, is dat God alleen vir ons weer blydskap gaan gee. Dat God vir ons wysheid kan gee vir die lewe, maar weet net dit, dat God by julle is. En dis al wat ek kan gee, want dis wat die woord my gee. Hierdie God wat lief is vir julle, sal julle nie los nie. Al voel julle nie nou so nie, natuurlik nie. Maar God is by julle. God is by julle. En ek wil sommer kom by Paulus, wat sê, wat is nou ons gevolgtrekking? Dis hier in Romeine 8. En dan sê hy dit, God is vir ons. God is vir ons. Want hy het ons lief. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Sy liefde vir ons. Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar, die swaard. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige, toekomstige dinge, kragte, hoogtes of dieptes of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei, en die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here, die liefde wat hy na ons toe bring deur sy Gees. Niks kan ons daarvan skei nie. So, al verstaan ek nie die lewe nie, Here, dis hard, verstaan ek nie hoekom die dinge gebeur nie, aan die ander kant verstaan ek wat die woord vir my sê, dat ek altyd by jou sal wees, ek sal jou nooit los nie. Nou, ek wil afsluit met so 'n ware verhaaltjie, maar wat iemand, en ek dink ek het dit ook al 1 of 2, 3 keer vertel so by so 'n diens, maar dit sê tog vir my iets. Dis Henry Blackaby, hy's 'n dominee in Amerika, en hy het 'n plaasgemeente, en hy skryf hoe hy altyd sy mense gaan besoek het, nee, en dan gee die boere vir hom aanduidings oor die pad, en dis 'n moeilike pad, en partykeer verdwaal hy, maar hy weet hy moet hier links en daar regs, en dan sy gespanne en hy besoek, en dan moet hy weer terug. En so eendag toe bel 'n boer hom en sê, maar kom, ek gaan jou oplaai. En hy sê, dit was heeltemal anders, daai hele besoek, die hele kuier was anders, want hy het nie een keer bekommerd gewees oor die pad en die padaanwysings, maar hy kon die hele tyd kuier met die boer, wat hom gevat het en teruggevat het, weet jy? En miskien is dit, wat Prediker vir ons wil sê, julle kan die padaanduidings probeer vra, julle gaan nie die antwoord kry nie, maar God kom, en hy sê opnuut vir julle, wie wat, ek wil jou oplaai, ek wil jou op my reis vat. En dan hoef jy nie bekommerd te wees oor die bakens en hoe kom ek daar nie. Maar jy is op reis saam met God. Wat sê, kom klim net in, ek sal saam met jou gaan. Ek sal saam met jou gaan na jou tuiste toe. En miskien is dit waar van die lewe. So, wat is die woorde werd om te sê sterkte? Maar ek bedoel dit regtig uit my hart, dat die Here vir julle ook sal krag gee. Die wete dat hy by julle is. En ja, daar is 'n gat wat nie gevul gaan word nie, maar iewers sal julle rustigheid en vrede kry. Dit is so, maar weet net dat die Here julle nie sal los nie. Al voel dit nie so nie, hy loop die pad saam met julle. Hy sê eintlik net vanmôre, kom klim weer in. Ek sal die pad saam met jou vat. Ek sal jou vat na die bestemming toe. Ek sal jou môre vat, ek sal jou oor môre vat. Vertrou, gee oor.
God is groter as die dood. God is groter as die grootste gate in my lewe. Hy sal ons nie los nie. Amen. Here God, ja, dis hard om na die lewe te kyk soos prediker kyk, maar tog is dit waar. En Here, ons vra maar net vanmôre, almal vir mekaar, help ons om eintlik maar net oor te gee aan U en in te klim en te sê, Here, ek het niks anders nie as om saam met U vorentoe te gaan. Ja, ek is dalk kwaad vanmôre en ek is hartseer en ek verstaan nie, Here, en ek is nie eens lus om partykeer daarmee te worstel nie. Maar ook dan weet ek, Here, U sal my nie los nie. Here, vat 'n gesin, vat hierdie mense, vat elkeen verder, want U tot hier toe moet hulle die reis gevat. Loof en prys U, U sal hulle nie los nie. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dink daar's weer 'n lied, is ek reg, Eduard, met 'n boodskap. Kom ons luister daarna en dan gaan ek voort met ons diens. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you.
It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. Goed, voordat ons uitbeweeg, net 'n geleentheid, Cornie, vir bedankings. Is reg. Ek wil nie daar oplig, hy is bietjie groot. Ja, hy is opgestel vir Cornie. Hy is. Cornie, jy skuld my, né? Wiekie wil net graag die volgende mense bedank. Eerstens, Angelique, Cornie. Ek wil net sê baie dankie vir wat julle al gehelp het mee, met die ondersteuning en die hulp vir die begrafnis. Ons sê baie dankie vir julle. En dan wil ons net graag vir Peklery Hospitaal, vir al die ICU personeel wat so mooi na hom gekyk het en omgesien het. Dan wil ons ook baie dankie sê vir NG Protea Park. Dominee, dit was 'n baie vrugtevolle diens gewees. Ons sê baie dankie daarvoor. En Tanya Alet vir die verversings. Edward vir die klank. Veral dan vir Martin Funerals, vir al die reëlings wat julle gedoen het vir ons. Ons sê baie dankie daarvoor. And then a very special thank you to the RBMR team for all the assistance and everything you've done for Vicky and the family. I think the picture and all the messages on that picture is the best I've seen before from working colleagues. So you gave something to them also and remind of how type of person Costa was at work. We thank you therefore. And then vir al die mense vir die ondersteuning, die gebed wat by Vicky gestaan het, toe hulle gaan bid het. Ons wil net baie dankie sê vir julle, vir die blomme, vir al die boodskappe. Sy waardeer dit opreg en ons as familie waardeer dit ook opreg. Ons sal altyd daar wees vir jou, Vicky, en ons sê baie dankie van al die mense in die familie en vriende en die werkskollegas. Baie dankie. Goed, dankie. Ons gaan nou uitbeweeg buite na die lijkswaard toe. So ek gaan die name lees van die draers wat nou van daar agteraf gaan help. Ons kan nie die kus hier deurdra nie, maar julle kan maar agter aanloop net en help dat die kus net uitkom. Kom ons gee hulle kans om eers te stap en dan die familie en dan kan ons volg. Kry ons mekaar buite weer. Waar ons net so laaste eerbetoon dan gaan doen by die lijkswaard. So die draers, julle kan maar hier vorentoe kom. Angelique, Shani, Zuan, Dandrey, Xavier en Chad.
woorde lê ver, maar ek wil het sê, so ek skryf 'n song vir my dad. Soms is dit moeilik om die woorde te sê, so ek skryf 'n song wat sê hoe baie lief ek hom het, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk en so ek skryf het in 'n song vir my dad. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad, en al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk en so ek skryf het in 'n song vir my dad. Dis nooit maklik nie, my pen los 'n merk, maar ek wil het sê, so ek skryf 'n song vir my dad. Daar's soveel woorde en my woorde is min, so ek skryf 'n song wat sê hoe trots ek op my pa is, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk en so ek skryf het in 'n song vir my dad. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad, en al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees, en kom reën weer, op jou dag breek, en soms hartseer, weet net ek sal altyd daar wees. Ek gaan voortgaan met die apostoliese geloofsbelijdenis. Dis maar wat ons sondag vir sondag bely. Jy kan dit in jou hart saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Here God, ons bely dit hier by 'n lijksvaar, by 'n kus, want ons weet, Here, dis vir ons miskien die einde van 'n pad saam met Costa, maar is ook vir ons 'n teken van opstanding en van lewe. Here, mag dit ons hoop wees, want ons het dit erken. U het vir ons die nuwe lewe gebring, Here. En daarom bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van sy Gees, u Gees, met elkeen van ons sal wees. Here, u sal ons nie los nie. Mag elkeen van ons dit beleef. In Jesus se naam. Amen.
I'll be there in 10 minutes. Thank you, bye.